Kom ons bid vir 'n oomblik saam en ons vra die Here om ons te help met sy woord. Vader, ons is dankbaar om in u teenwoordigheid te wees, Here, want ons wil by u leer. Ons wil deur u Heilige Gees gevoed word en groei in u Seun, ons Here Jesus Christus. Maak ons verhouding sterk en diep in u vandag, Here. Deur u groot genade alleen vra ons dit. Amen. Goed. Ons tema is vandag, met wie is jy getroud? Ons is besig in Romeine en ons is vandag by Romeine 6. Ons doen die eerste 14 verse. En die vraag is, met wie is jy getroud? Die hooftema waarmee ons besig is binne in Romeine, soos wat ons vir mekaar gesê, daai hooftema, is God se reddende krag tot genade. En dit maak vir ons allerhande idees oop, waarna ons moet oplet as geloofswaarhede waarna ons moet vashou. Ons het die stryd wat ons het met die dood en sonde. Maar hierdie stryd wat ons nou het, nadat ons tot bekering gekom het, is bevrydend in plaas van beperkend. Want Christus het ons vrygemaak van die wet wat ons geoordeel het. God se genade is kenmerkend en ooglopend oorvloedig. En ek wil dit vandag by jou beklemtoon. God se genade is oorvloedig. Dit het nie perke nie. Maar sien ons dit in dat ons nou in 'n nuwe wêreld leef, waar jou verband met sonde gebreek is? Dit is God se genade. En ons het geleer, hoe kan hierdie patrone jou dan domineer uit die verlede uit, as jy dan onder hierdie genade van Christus staan? Besef ons dat ons vrygekoop is van die slawerny van sonde, waaraan ons onsself vrywilliglik onderwerp het. Jy is vry om in elke moontlike manier van jou verhouding met Jesus as jou nuwe eienaar, jy is vry om dit uit te soek, jy is vry om dit te beproef, jy is vry om dit te geniet. En dit bring 'n nuwe tema vir ons na vore. Hierdie vryheid binne God se raamwerk is heilsaam vir ons. En dit bring 'n heiligheid wat lei tot 'n ware ewige lewe. En nou sien ons twee goed wat ons nou moet oplet. Die eerste een is, daar loop so 'n tema so al die tyd in hierdie hele gesprek oor God se genade, krag tot genade, oor tussen die lyne, en is oor die wet. Wat maak ons met die wet in terme van God se genade? En dit bring ons ook tot in die punt van die verhouding in. Hoe lyk hierdie verhouding met God? Met Christus. En nou poog Paulus hier in hoofstuk 7 om vir ons hierdie vraag op 3 maniere te ondersoek. Die eerste deel gaan ons sien, vers 1 tot 6, is hoe is ek verbind aan die wet? En hy gee ons 'n voorbeeld van die huwelik. Die tweede punt wat hy vir ons ondersoek is wat is die rol van die wet? En dit gaan ons in vers 7 tot 12 sien, vandag se twee temas wat ons vandag gaan doen. En dan volgende keer gaan ons kyk na, is my posisie, my plek, as voor ek Christen word in sonde, hy verval, gevangenheid in sonde, is dit die wet se skuld? Dit gaan ons volgende week doen.
vers 13 tot 25 van hoofstuk 7. Maar kom ons werk eers deur die eerste 2 temas. Hoe verbind ek my aan die wet, vers 1 tot 6, en wat is die rol van die wet, vers 7 tot 12. Kom ons lees saam. Romeine 7, vers 1. Of weet julle dan nie, broers, ek praat immers met mense wat die wet ken, dat die wet seggenskap het oor die mens vir so lank as wat hy leef nie? Volgens die wet is die getroude vrou tog aan haar man verbonde, terwyl hy nog leef. Maar as die man sterf, is sy onthef van die wet ten opsigte van haar man. Gevolglik sal sy as 'n egbreekster beskou word, as sy 'n ander man se vrou word terwyl haar man nog leef. Maar as haar man sterf, is sy vrygestel van die wet. En as sy 'n ander man se vrou word, is sy nie 'n egbreekster nie. Net so, my broers, het ook julle deur julle verbintenis met die liggaam van Christus, wat die wet betref, gesterf om aan iemand anders te behoort, naamlik aan die een wat uit die dood opgewek is, om vir God vrug te kan dra. Toe ons nog in 'n sondige aard vasgevang was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom, in ons ledemate gewerk om vrug te dra vir die dood. Maar aangesien ons gesterf het, is ons nou vrygestel van die wet waaraan ons vasgevang was, sodat ons diensbaar kan wees in die nuwe bedeling van die Gees, en nie in die ou bedeling van die letter van die wet nie. Vers 7. Wat dan sal ons sê? Dat die wet sonde is? Hoegenaamd nie. Trouwens, ek sou nie die sonde geken het, as dit nie deur die wet was nie. Ek sou immers nie geweet het, wat begeerte is, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Nadat die sonde deur die gebod 'n vaster plek gekry het, het dit allerlei begeertes in my gewek, want sonder die wet is die sonde dood. Destyds, sonder die wet, was ek lewendig. Maar toe die gebod gekom het, het die sonde lewe gekry. En ek het gesterf en gevind dat die gebod wat na die lewe moes lei, na die dood gelei het. Die sonde wat deur die gebod 'n vaster plek gekry het, het my mislei en my deur die gebod doodgemaak. So is die wet dan heilig, en ook die gebod is heilig en regverdig en goed. Hoe is ek verbind aan die wet? Nee, daar's hy. Okay. Hoe is ek verbind aan die wet? Vers 1 tot 6. Of weet julle dan nie, broers, ek praat immers met mense wat die wet ken, dat die wet seggenskap het oor die mens vir so lank as wat hy leef nie, dis waar ons begin. Paulus begin hier met 'n voorbeeld van die huwelikswet, en dis in die eerste 3 verse as jy daar kyk. Dan gee vir ons 'n voorbeeld van hoe die huwelik werk, hoe die wet in terme van die huwelik werk. Nou mag dit onskuldig lyk. Hoekom nou juist die huwelikwet? Maar daar lê iets in die agtergrond wat vir ons geweldig belangrik is. So kom ons vat 'n voorbeeld. Wat gebeur as jy iemand se huishulp raak? Wat doen jy as jy huiswerk doen vir iemand? En vir ons vandag se tyd, die mans doen ook al huiswerk en die vrouens doen die huiswerk, so ons almal kan huishulpe wees. So, wat doen jy as jy 'n huishulp is?
Kom ons antwoord 'n bietjie daai ene. Wat dink julle? Jy het 'n stel reëls dalk wat jy moet nakom. Daar's vir jou gesê jy moet die volgende goed skoonmaak en dan het jy jou werk gedoen. Jy's nie regtig betrokke by die huishouding nie. Jy maak skoon en dan verlaat jy die plek en jy het jou deel gedoen. Dis 'n transaksie. Jy doen hierdie reeks goeders in die huis en as dit reg gedoen is, dan kry jy jou geld en jy gaan huis toe. Jy het nie nodig om verantwoordelikheid te neem vir die huishouding self nie. Dis tog hoe hy sal werk. Nou wat gebeur as jy met daai persoon in die huishouding trou? As jy in die huwelik staan in 'n huishouding. Hoe lyk dit dan? In vergelyking met wat jy nou uit 'n huishulp sou gekry het. Wat is die verskil? Jy is verbind tot die ander persoon in die huishouding en dis vrywilliglik omdat jy die persoon liefhet. Jy leer verstaan die persoon beter waarmee jy saam is en jy leer om die persoon in ag te neem want jy gee om en jy neem verantwoordelikheid vir die ander persoon. Jy gee jouself op in sekere opsigte vir die ander persoon se onthalwe. Beide kante toe. En soos met ons vorige voorbeeld van slawerny, onthou julle as hy die vorige keer die beginsel van slawerny aan sonde en slawerny aan Christus deurgewerk. Nou draai Paulus die fokus na 'n ander uitkyk op ons as hy hierdeur werk met hierdie verhoudingsbeginsel, hierdie verbind onder die wet aan mekaar deur die huwelik, dan draai hy dit na 'n ander uitkyk op ons verhouding met hom, met Jesus self. Naamlik ons is sy bruid. As jy nou die eerste 3 verse gekyk het, dan sê hy in vers 4, net so my broers, het ek ook julle deur julle verbintenis met die liggaam van Christus, wat die wet betref, gesterf, om aan iemand anders te behoort, naamlik aan die een wat uit die dood opgewek is, om vir God vrug te kan dra. Toe ons nog in 'n sondige aard vasgevang was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom, in ons ledemate gewerk om vrug te dra vir die dood. Maar aangesien ons gesterf het, ons is nou vrygestel van die wet waarin ons vasgevang was, sodat ons diensbaar kan wees in die nuwe bedeling van die Gees en nie in die ou bedeling van die letter van die wet nie. Jy moet sterf, iemand moet sterf in hierdie verhouding, om die wet te verbreek, as dit kom by die huwelik. En Paulus sê vir ons nou, ons was onder hierdie wet met 'n ander man getroud, naamlik die van sonde. En volgens hierdie huwelikswet het ons aan hierdie sondige aard verbind met hierdie wet se seggenskap oor ons op een voorwaarde. Ons is nie soos die huishulp nie. Ons neem deel aan hierdie huwelik. Maar daar's een voorwaarde wat vir ons gestel word onder hierdie wet, as jy aan hierdie wet van sonde behoort. Ons is lewenslank aan hierdie wet, aan sonde verbind, binne hierdie wet van die huwelik. Tot een van ons sterf. Dis hoe dit is. Dan is die verbintenis verbreek.
En ek is vry om aan iemand anders te behoort. Maar, wat het ons in ons eerste vraag se antwoord gesien? Jy het gesterf vir sonde en is lewensgemaak vir Christus. Dis wat ons gehoor het. Sien jy wat hier gebeur? Hoe Paulus hierdie wet gebruik om vir ons iets te verduidelik. Die wet se reg oor jou is nagekom. As jy gesterf het vir jou man met die naam sonde. Jy is nou vry om weer te trou. Want jy het in Christus gesterf, het ons vorige teks gesê, en jy is saam met hom opgewek. Hy het jou deur daai proses van sondeverlossing gevat. Dis sy krag wat jy daardeur gebring het, en soos wat 'n ander persoon sal sterf en daar bly gesterf bly, het Christus, in Christus, het jy 'n nuwe lewe. Jy is dus nou vry om in die huwelik te tree met Christus. Waar die huwelikswet dus weer intree. Want jy trou nou weer. So, die wet moet weer gehandhaaf word. En jy is nou verbind aan Jesus. En hierdie keer tot 'n ewige lewe. Dit is 'n ewige huwelik waarin jy staan. Nou in hierdie huwelik hoor ons die klank van die oorspronklike huwelik as Christus ons met sy liggaam verbind. Luister na vers 4. Net so my broers, het julle ook deur julle verbintenis met die liggaam van Christus, wat die wet betref, gesterf om aan iemand anders te behoort, naamlik aan die een wat uit die dood opgewek is, om vir God vrug te kan dra. En hoor jy toe die Here die huwelik ingestel het tussen Adam en Eva, hoor jy daai agterste klank, dis waar dit vandaan kom, dis die oorsprong, dis die regte tipe huwelik wat daar veronderstel was om te wees. Hoor jy die huwelik tussen die mens en God in die tuin? En nou is ons in 'n nuwe huwelik, met 'n nuwe verantwoordelikheid in hierdie verheerlikte liggaam wat ons begin aanneem. Ons is in 'n huwelik met Christus, ons is in 'n herstelde huwelik met God. Die oorspronklike huwelik kom nou weer tot sy reg. Nou hierdie huweliksbeginsel het 2 implikasies vir ons. Vers 5. Toe ons nog in 'n sondige aard vasgevang was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom, in ons ledemate gewerk om vrug te dra vir die dood. Dis die oorspronklike huwelik, die eerste huwelik wat ons van praat. Jou toe ons nog aan 'n sondige aard getroud was, het dit geboorte geskenk aan die hartstogte wat onder die huwelikswet aan ons toegeskryf is. Jy neem jou huweliksmaat in ag. Jy gee toe aan sy hartstogte. Jou eie hartstogte lyk dieselfde as die van jou huweliksmaat, van jou man of van jou vrou. Van op hierdie stadium van sonde, van jou rebelse natuur. Jou huweliksmaat bepaal wat jou aard is. Hoe jy lyk. Waaraan jy gaan uiting gee. Onder hierdie wet wat jou binne in hierdie verband hou.
die huwelikswet. En dit sal net tot een tipe vrug lei. Die van geestelike doodsheid. Want jy is getroud met jou rebelse natuur. Jy is sonde. Maar, dis nie waar 'n Christen is nie. Vers 6 geld nou vir die Christen. Kom ons lees dit. Maar aangesien ons gesterf het, is ons nou vrygestel van die wet waarin ons vasgevang was, sodat ons diensbaar kan wees in die nuwe bedeling van die Gees, nie in die ou bedeling van die letter van die wet nie. Jy het gesterf. En 'n nuwe lewe in Christus in die Heilige Gees ontvang. Die Gees van Christus is die nuwe lewe waarmee jy aan Christus in 'n nuwe huwelik verbind kan word. Jy staan in 'n nuwe huwelik met Christus. Die een wat jou verlos het. Die reg van die wet oor jou het verval in sy oorspronklike huweliksvorm, dit wil sê die vorm van sonde, en dit word nou hernie in die nuwe huwelik wat jy in betree met Christus. Nou kan jy vanuit hierdie nuwe huwelik vrug dra wat lewe voortbring, sê Paulus. Jy het nou die geleentheid om die kenmerke van jou huweliksmaat te wys. Jy kan hom in ag neem en jy kan saam met hom lewe. Want jou aard is nou die Christus Gees wat in jou is. Die Gees van lewe. En die ou wetse letter geld dus nie meer as jy sterf en in die nuwe lewe intree nie. Die wet is nie meer van toepassing op jou nie. Die wet het nou jou toestand net bloot vir jou uitgewys, terwyl jy in die nuwe huwelik staan. So wat is die rol van die wet dan? Ons het nou so begin raak in die rol van die wet. Wat is die rol van die nuwe wet? Vers 7 sê, wat sal ons dan sê? Dat die wet sonde is? Hoegenaamd nie. Trouwens, ek sou nie die sonde geken het as dit nie deur die wet was nie. Ek sou immers nie geweet het wat die begeerte is as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Kom ons kyk na die verwantskap tussen wet en sonde. In hierdie vers kan ons sien dat die wet is nie gelykstaande aan sonde nie. Sonde is nie die wet nie. Die wet is nie sonde nie. Maar die wet is 'n indikasie van wat sonde is. Van jou natuur. Die wet wys uit dat wat is die toestand van dit wat jy begeer. En in die ou huwelik het dit spesifieke goed gewys wat jy begeer. En dit het vir jou gesê, nee, dit is sonde. Dit het jou oortuig op 'n punt, deurdat Christus, die Heilige Gees, in jou lewe, daai oortuiging gebring het. Die spieël is voor jou gehou, jy het dit gesien. Die wet leer jou, wat is die aard van dit wat jy begeer, deur dit vir jou te beskryf, en vir die regte interpretasie daarvan te gee. Dis wat die wet doen. En sonder die wet, sê Paulus in vers 8, nadat die sonde deur die gebod 'n vastere plek gekry het, dit allerlei begeertes in my gewek, want sonder die wet is die sonde dood.
luister nou mooi wat hy hier so sê. Sonder die wet is die sondige natuur vir jou onverklaarbaar. Jy weet nie wat dit is nie, jy verstaan dit nie. Maar dit lei steeds tot die dood. Dit is soos 'n ongediagnoseerde kanker. Die effek bly. Ons weet nie wat dit was nie, maar iets het hierdie persoon, een of ander tipe kanker het die persoon doodgemaak. Waar kom hierdie behoefte tot hierdie instrument vandaan wat ons hierdie interpretasie gee, wat vir jou dit beskryf en wat dit vir jou interpreteer, die wet. Waar kom dit vandaan? Vers 9 en vers 10. Destyds, sonder die wet, was ek lewendig, maar toe die gebod gekom het die sonde lewe gekry, en ek het gesterf en gevind dat die gebod wat na die lewe moes lei, na die dood gelei het. Ons sien dat hierdie wet het sy wortel die dag toe ons besluit het, ons kan self besluit. Het kom uit hierdie wortel daar met die sondeval, wat ons besluit het, ons wil self onderskei, as om God toe te laat om vir ons te onderskei wat reg en verkeerd is. Wat goed en kwaad vir ons is. Wat goed en sleg vir ons is. Ons het dit op onsself geneem. En nou weet ons nie meer nie. Want ons het God afgesny. En God moes 'n ander instrument vind om vir ons te help om te verstaan. En dis die rol van die wet. Begin jy die rede vir die wet verstaan? Dat dit 'n spieël is waarna jy kyk. Jy het nodig dat God 'n spieël voor jou hou, waarin jy jou keuse om weg te draai van hom af kan verstaan en dit kan ervaar vir wat dit regtig is. Want ons dink dit lyk so mooi. Vers 11 en vers 12. Die sonde wat deur die gebod 'n vastere plek gekry het my mislei en my deur die gebod doodgemaak. So is die wet dan heilig en ook die gebod is heilig en regverdig en goed. Die wet is God se manier om te wys aan wie jy regtig getroud is. Aan jou sondige aard. Of aan Jesus self, wat jou keuses vrykoop en jou die vryheid gee om dit toe te pas aan hom. Die wet is dus 'n heilige instrument. Jy begin, jy kyk daarna in 'n afkeer as jy nie gelowig is nie, as jy nie 'n Christen is nie. Dan kyk jy daarin en jy sien jouself en jy het 'n afkeer daarin. En jy twee paaie wat jy begin loop. Jy draai weg en jy wil nie weer kyk nie. Jy verwerk die wet. Of jy kyk dan en jy besef wie jy werklik is en jy het 'n berou en jy kom na Christus toe. En jy vra vir vergifnis en God het jou genadig. Hy red jou deur genade, sy krag van genade. En dan, as jy dan in die wet kyk, sien jy wat vir jou goed is. Sien jy wat jy begin begeer
sien jy die karakter van Christus raak, en jy wil soos jou man wees, want jy is getroud met hom. Die wet is regverdig, en ek het gekies hoe ek onder dit wil inpas. Eers deur met sonde getroud te wees, en as ek tot bekering gekom het, deur met Christus getroud te wees. Dis wat die wet vir ons wys. Kom ons pas dit 'n bietjie toe. Hoe lyk die huwelik tussen jou en Christus vandag? Hy het jou deur sy bloed geregverdig, en hy het jou vrygemaak van jou ou huwelik, deur jou te neem, saam met hom deur die graf te neem, dat jy sterf, en in hom het jy jou opgewek en vir jou 'n nuwe lewe gegee. Dis jou plek as 'n Christen. Wat 'n tipe huweliksmaat is Jesus nie? Hy verbind hom vrywilliglik met jou, want hy het jou lief, ten spyte van die feit dat jy 'n sondige natuur het. Hy verstaan jou. Hy verstaan jou stryd met sonde. Hy neem jou toestand in ag, en hy neem verantwoordelikheid vir jou. Hy maak jou vry van daai sonde. En jy? Leef jy dalk nog soos die huishulp in die huis? Probeer net die reëls nakom. Dan is ons okay. Neem nie verantwoordelikheid vir my verhouding met Christus nie. Dit moet net daar wees as ek die krisis ervaar en ek het hom nodig. Trek die deur agter jou toe op hom as jy klaar by die kerk was. As jy klaar jou Bybel gelees het. As jy klaar gebid het oor die probleme wat jy het. Voor jy gaan slaap of voor jy opstaan, om saam met 'n ander man deur die dag te leef. Jou natuur, jou sondige natuur. Jy is besig met egbreuk, sê Paulus. Die wet help jou om te verstaan hoe jou huwelik lyk. En jy moet vandag vir jouself afvra, hoe lyk dit regtig? Met wie is ek regtig getroud? Is dit my natuur nog steeds, of vind ek my huwelik regtig in Christus? En daarom kyk in die spieël van die wet, en let op wie jou huweliksmaat is. Hoe reageer jy? Bely jou geneigtheid teenoor Jesus in daardie deel van jou lewe wat 'n ander man wil hê as Christus. En ons het dit almal. Sodat hy jou waarlik kan vrymaak vir hom alleen. Leef saam met Christus. En sy wil ek met jou. Kom ons bid saam. Here, ons besef so terdeur dat ons 'n probleem het. So maklik skakel ons af, ons verhouding met U af, en ons lewe op ons eie, Here, en ons gebruik die naam Christen. Ons is in 'n huwelik met Christus, en dit wys nie. Ons is net nie daar nie. Vergewe ons, Here.
Maak ons harte en ons oë oop vir die daaglikse leef saam met Christus, in verhouding met hom, sodat ons U kan verheerlik. In die naam van Jesus Christus alleen. Amen.